Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Ek is Rosanne McKenzie. Hierdie week op Goeiemôre Good Morning het ons gesels oor die belangrikheid van persoonlike grense, meer geleer oor die Rooibos in Space projek en met die nuwe SA Gazelle onder 19 afrigter Reino Hendriks gekuier. Ons het ook die kuns van sushi ontdek saam met Jacques Germeshuis en Zaan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld het by ons kom inloer met hulle nuwe duet Oor mekaar. Persoonlike grense is die sogenaamde gonswoord wat ons deesdae oral hoor wanneer ons oor verhoudings gesels. Maar hoekom voel ons so skuldig wanneer ons nee sê? En hoe beskerm gesonde grense eintlik ons tyd, energie en emosionele welstand? Lewensafrigter Nalene Nel het die week by ons aangesluit om te gesels oor hoekom grense so belangrik is en hoe ons dit op 'n gesonde manier kan begin toepas. Nalene, baie welkom hier by ons. Ek is so bly jy is hier, want ek dink ons het baie om te leer. Correct. So wat beteken dit eintlik om dan nou gesonde grense te hê en dit toe te pas? So as daar's 'n Engelse sê wat sê, for everything you're saying yes to, Ja. you're saying no to something else. En baie keer besef ons nie hoeveel dinge ons ja sê, wat ons eintlik nie wil nie, en hoeveel dinge ons voor met nee sê. En mense dink boundaries op die einde, ons wil die uitkom sê, iemand anders moet op 'n sekere ander manier optree teenoor ons, of jy weet, amper of bietjie manipulerend in 'n manier van, ek wil dit so hê, of ek wil daai uitkom sê of so, maar boundaries eintlik, hoe dit werk, dit sê hoe jy gaan optree. Jy kan nie bepaal hoe iemand anders gaan optree nie. So sê net maar iemand is mislik met my oor die foon en praat lelik en hou aan altyd lelik praat. Sê luister, ek wil baie graag 'n goeie gesprek met jou hê, maar ongelukkig gaan ek nie meer foonoproepe van jou neem nie. Jy is welkom om my te e-pos. So dis hoe jy 'n gesonde grens stel om te sê hoe jy gaan optree. Want ons kan nie ander mense beheer nie. Hoekom sukkel soveel mense so om nee te sê, selfs al weet hulle dit is die regte ding om te doen? We don't have boundary problems, Ja. we have value problems. En kom ek verduidelik gou. So as ons iets as waardevol of belangrik ag, dan pas ons dit op, dan beskerm ons dit. Okay. Now, the void becomes the value. So sê ek het in 'n huis groot geword waar daar altyd konflik en chaos en goed was. Wat ek dan wil hê is vrede. Nou kom mamma by die huis, kinders het nie die skottelgoed uitgepak nie. Sy is nie lus vir hierdie gesprek of hierdie konflik nie. Wat doen sy? Sy kies die waarde van vrede. En gaan pak maar net gou self die skottelgoed uit. Maar dan die waarde van verantwoordelikheid vir my kinders leer die prys betaal. So the void wat vir my missing was, wat vir my nie daar was so klein was nie, het die waarde geraak. En dan maak ek besluite volgens my waardes. So, people pleasing. Die Ja. waarde van ander se opinie is belangriker as my eie. So waar kom daai skuldgevoel dan vandaan? Daai skuldgevoel kom van toe ons klein was en goed verkeerd gegaan het. En iemand vir gesê, jy het my so kwaad gemaak. Dis jou skuld. En jy was verantwoordelik gemaak vir ander mense se emosies, se aksies en reaksies en besluite. So nou het ons hierdie prentjie van kleins af wat al in ons ingebou is wat sê, jy is verantwoordelik vir ander mense. Se emosionele welstand vir al goed. Ons is verantwoordelik teenoor ander mense, maar nie vir nie. Almal is verantwoordelik vir hulle eie emosionele reaksies, daai tipe goed. So ek het al met my kinders ook, as jy weet mamma dit verloor het en so hard geskree het dat die bure se kinders opspring om hulle tande te gaan borsel, jy weet, sê ek vir hulle luister, my skree was ek het dit nou verloor. Ek's jammer, vergewe my vir my deel. Jou aandeel is jy het nie saamgewerk nie, maar jy is nie verantwoordelik vir my emosionele reaksie nie, ek's verantwoordelik daarvoor. So wat is die tekens, jy weet, wanneer iemand se grense nie sterk genoeg is nie? Gewoonlik, een van die grootstes, burn-out. Want ons sê ja vir al die ander mense. Dis die ding, as ons nie gesonde grense het nie, bepaal ander ons agenda. En hulle bepaal waar ons tyd, ons energie en ons belangrike bates basies spandeer. So dan bepaal ander dit en nie ons nie. En hoe moet 'n mens te werk gaan wanneer jy grense stel met die mense na aan jou? Jy weet, sonder om daai verhoudings te na te kom. Jy het nou spesifiek verwys na vriendinne, maar ek bedoel familie, vriende, 'n lewensmaat. Daai is 'n interessante en ek dink die rede hoekom ons sukkel met ons grense of ons boundaries. Ons weet gewoonlik wanneer dit geviolate is. Dan weet jy. Maar ons het nie die vooraf ooreenkomsgesprekke nie. Ja. En ek dink dis die groot ding is om te sê, wat wil jy graag hê, wat wil ek graag hê, wat's ek bereid om te doen vir wat ek wil hê, wat's jy bereid en wat's die gevolge?
as ons nie dit so saam doen nie. So as ons die ooreenkomsgesprekke vooraf het, dan raak die na die tyd baie makliker om te sê, ons het ooreengekom, ek maak kos, jy was skottelgoed. Yes, jy weet, jy het nou nie die skottelgoed gewas nie, help my verstaan, of ek besef jy was moeg gewees. Maar ons ooreenkoms was dat jy die skottelgoed was. So, obviously, mens kan renegotiate. Ja. As iemand moeg is of iets en sê, hoor, kan jy dit vanaand doen, ek sal môre dit en dit vir jou doen. Maar omdat ons nie die ooreenkomsgesprekke voor die tyd het nie. Hoe stel 'n mens grense in die werksplek en watter raad het jy miskien vir iemand wat oorlaai word? Wat baie keer gebeur, en ek dink, veral in ons Suid-Afrikaanse culture, is dit daai ding van, your yes needs to be your yes. Wanneer jy ja sê, moet jy by jou woord hou. Nou word jy aangestel by werk vir 'n sekere hoeveelheid dinge wat jy voor verantwoordelik is. En jy teken 'n kontrak en hierdie is jou job description. Maar wat baie keer gebeur is, daar word goed bygesit. Nou is dit moeilik om nee te sê, want jy het klaar ja gesê vir die werk, nou voel jy jou ja moet jou ja wees. Maar wat ons vergeet is, my ja was my ja vir waarvoor ek ooreengekom het. So wanneer goed verander, het jy die renegotiation gesprekke nodig. En sê, luister, hierdie is wonderlik, ek is opgewonde oor waar jy in die werk op pad is, of wat ons hiermee wil bou, of wat ons hiermee wil doen. Hierdie was wat ons ooreengekom het, so ons moet praat oor watter prioriteite nou op die tafel moet wees en watter ons moet wegvat. Ja. En ek dink baie keer is mense bang om die renegotiation gesprekke te hê. Omdat ek ja gesê het, moet ek nou ja sê, maar the terms changed. Ja. Dis die ding. So as daai verander, moet ons die gesprekke hê. So ons is bang om die moeilike gesprekke te hê. Maar dink aan die mense in jou lewe wat bereid is om die moeilike gesprekke te hê. En ek dink dit speel ook 'n rol, jy weet, wanneer 'n mens kyk na waar 'n mens staan met iemand ook. Ek dink met daai mense weet 'n mens altyd waar jy met hulle staan. So vir iemand wat dalk nou ingeskakel is en dalk net 'n klein verandering wil maak en begin om grense te stel, watter wenke het jy? So ek dink ek sal 2 dinge spesifiek sê. Eerstens, gaan kyk na die waarde wat jou besluite dryf. Hoekom sê jy ja? En wat is die uitkoms wat jy wil hê? En ons 2 dinge. Sê ja vir nou, watter wen het jy nou, maar watter wen gaan dit vir jou 3 jaar vanaf ook hê? Dan weet jy gaan 'n goeie besluit maak. Okay, dis die eerste een. En die tweede een is, ek dink, begin bewus word dat jy met die onderhandelingsgesprekke moet hê, die negotiation, ooreenkomsgesprekke en sê, hier is wat ek verwag, hier is wat jy verwag. En ek dink baie van ons het nie daai gesprekke nie. So teen die tyd wat dit oortree is, voel ons dit. En dan is dit moeilik om 'n grens te stel, want dan voel dit na die tyd jy's gemeen, want iemand het nie geweet wat die verwagting is nie. Ja, dis my ironies dat ek vandag hierdie gesprek voer, want ek is skuldig, jy weet. Want 'n mens wil mense nie teleurstel nie en jy wil almal net tevrede stel, maar ek wil net vir 'n oomblik om jy af te sluit, ons het so 'n bietjie minder as 'n minuut oor. Terugbeweeg na daai skuldgevoel toe, nê, wat 'n mens so dikwels beleef. Hoe oorkom 'n mens dit? Om te besef jy is verantwoordelik teenoor ander mense, nie vir ander mense nie. En ek dink om gemaklik te raak, as mens dit in Engels sal sê, to be comfortable with disappointing others. Ja. In plaas van jouself of dit wat jy geag het as belangrik. Ons disappoint baie keer die verkeerde mense. Die belangrike mense. Hulle betaal die prys in plaas van die wat nie so belangrik is nie. En ook om net by nee te hou. Jy weet 'n mens dink ook dikwels 'n mens moet nou 'n rede gee. Ja, Dis nie nodig nie. Ja, ek sou dit geloof het, maar ek kan ongelukkig nie. So eenvoudig is dit. Bly ingeskakel, ons is nou terug. Een Suid-Afrikaanse wetenskaplike inisiatief wat landbou en ruimtenavorsing verbind, is amptelik op 16 Julie 2026 met die Rooibos in Space program bekendgestel. Rooibos sade sal na die internasionale ruimtestasie gestuur word, wat plantwetenskap in die ruimte kombineer met praktiese STEM-onderwys. Woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adèle du Toit, het ons meer oor hierdie ongelooflike inisiatief vertel. Good morning. Good morning, Peter. Fabulous having you here, and I must say, loads and loads to tell us all about this wonderful initiative. So we're very excited because it's a first of its kind. We are going to send rooibos seeds to the International Space Station, after which, of course, this project will be combining agriculture, science, and STEM education, which you rightly said is for science, technology, engineering, and mathematics. And we want to inspire young minds to look at these subjects and to think about science in a different way and connect our heritage with space.
Absolutely fabulous. Now, how did this come about? We keep knocking on the door there at the NASA Space Center, and people all those clever people? Something similar. So definitely, we wanted to really launch a project that can make a difference. Also on a global stage, that Rooibos can be seen in a scientific stage where it hasn't been seen before, and in the same time inspire young minds to follow careers in education. So why Rooibos? So Rooibos is indigenous to South Africa. It grows nowhere else in the world. Then in a very small area in the Western and the Northern Cape. The conditions where Rooibos grows very unique. And of course, it is something that is in all South African households and something that we are also very, very proud of. So why not send it to space and beyond? So listen, this sounds very, very interesting. What's going to happen to the seeds in space? So once it gets to the International Space Station, it will spend 6 weeks in orbit. So there it will be exposed to microgravity and also space radiation. Then it will come back to Earth, where there's schools in the Cederberg, which is the only area where Rooibos grows. They will then take those seeds with another control group. They will plant the seeds and they will monitor the seeds. They will look at the germination, the way it grows, the resilience, and even the harvest of the seeds, and compare it with seeds that stayed here on Earth. So these students can participate, obviously, while the seeds will be in space as well. Will they be able to communicate with these people? Yes, so they're going to get data from the International Space Station. They will monitor lots of scientific things, so they will definitely be involved from the start until the end of the project. And particularly which schools will be involved? So there's 7 schools in the Cederberg area. There's primary and secondary schools, and then there's 1 school in Cape Town, Parklands College, and they will do a control group and monitor all the projects together. I'm sure they're very excited about this whole project. Super excited. I wonder who's the most excited, the teachers, obviously on the scientific side, and or the students, because I think if I could have been involved in something like this, I mean, this is groundbreaking. Fascinating, yes. Yeah, fabulous. Now, Rooibos, as you've mentioned, has been in household for so long. What do you think is it about the Rooibos and the Rooibos plant, for that matter, that is just making it so different? It's completely unique. If you look and study Rooibos, there's nothing else like it in the world. It's actually part of the fynbos family, and it's actually not a tea, it's a herb. And the area in which it grows is so unique. It's very high above sea level. The soil in which it grows is almost like sea sand, and it contains antioxidants and properties that some other plants don't contain. And it's something that we can be incredibly proud of as South Africans. And probably one of the many reasons why you feel so good after a cup of Rooibos. Absolutely. Not only is it actually good for you, there's lots of health benefits. Good for heart health. If you suffer from stress, it's excellent to manage that. If you suffer from insomnia, a cup of tea before going to bed will really help. Even if you have indigestion, Rooibos can really help and soothe those ailments. Let's get back to the science project of all. Can any other schools get involved as well? Absolutely. So there's a project that the Rooibos Council also launched now, where any teenagers between 12 and 18 can participate by making a Rooibos Space badge. So we're looking for that official badge for the project. So the competition is open until the end of August. You can go to the Rooibos Council website and see all the details there. But we really want some creativity, and we want to see in a badge this whole project come to life and make sure that that special designer gets the recognition. Especially with those badges. I have seen some of those badges for all these space missions and stuff like that. So come on, South Africa, come on, young talent, show us that you can do this. Why is this important for South Africa in a whole, do you think? Well, I think people must underestimate South Africa. And if we look at this project, it's really bringing science, agriculture and education together. And it's also supported by the South African National Space Agency. So it's really a project that's bringing corporate businesses together, also education and science, and really everybody working together for the greater good and putting Rooibos on a global stage. So what role does the Rooibos Council play in this project? So we're the custodian of the project. Of course, we partnered with Max IQ Space, and they're doing the project and the educational part of where the schools will follow the specific things that they will be doing. And of course, supported by the South African Space Agency. Very, very exciting stuff, and the first of its kind for South Africa. I can just imagine. I mean, so when is all this going to happen? When are they going to space? When will they return? So space missions are notoriously unpredictable, but at the moment,
moment, we are planning to go in October, and then it will spend the 6 weeks in orbit, and then probably that first week in February, the seeds will be planted in the Cederberg, and the growth will be monitored from then on. Could this lead to any future, agricultural research, especially from South Africa as well? Absolutely. So this is part of a longer-term project where scientists are really looking at how we can sustain life above and beyond Earth. So that will be either on a space station or another planet longer term. So definitely, this is part of a research body where we're looking how we can grow plants or crops, and not just for food, but to get oxygen, etc., and sustain life on other planets. I can just imagine how excited the whole Rooibos Council and everybody involved with Rooibos must be, because obviously, this is something that one needs to know about. And me as a public, normal, plain Jane, how can we follow this project? So you can obviously follow us on Facebook and Instagram, but we will definitely keep everybody involved as we go along. The exciting part of going into orbit and launching the rocket is also obviously going to be part of the story. So keep in touch. We'll definitely I can just imagine all the marketing that can be part of this and the possibilities with regards to that. Listen, just getting back to this, it must have been so exciting to hear that, all right, the moment has now officially came and you can take the seeds up to the space. Absolutely. And it was a long time in planning in the making, and we are really excited to take this to the next level. Because I can just imagine there's so many people worldwide longing for this opportunity. Absolutely. We've seen coverage from China, from America, from Germany. So people are really interested in this story. And they're all going to get back and say, yeah, we told you Rooibos it's the best, and this is the why. And exactly. And how. Do you think they'll be able to have a cup of tea as well in space while they're there? Well, having liquids in space is quite interesting. We did go down that route. We didn't get there, but maybe that's the next step. That's a great idea. Yeah. And Rooibos, obviously, as you said, how well is it being looked after in South Africa? Oh, absolutely, very well. Of course, it is part of our indigenous. I think it's probably the most well-known indigenous plant and the most loved also. But Rooibos is very well-known in other countries also. The biggest export markets are Japan and Germany and the Netherlands. And they love Rooibos because of its health benefits and, of course, the story and the heritage that Rooibos brings to the table. The other role player, SANSA, South African National Space Agency. You don't hear of them often, or for me, I don't know. So what role do they play? Absolutely not. Yeah, no. So they are supporting us. They are doing very interesting work. Go and have a look at their website. It's really fascinating to see what they're doing. And also they are interested in getting young people to be interested in space. Sometimes we think it's something we just look up at, but now it will be in the classrooms of schools in the Cederberg and in the imaginations of young people in South Africa. It's a reality, people. It's a reality. It's not AI and all that. So just lastly, where can we follow this again? On sarooibos.co.za or follow us on Facebook, on Instagram, and we'd love to make you part of the journey. I'll be following within the next ad break. I'm sure about that. Darelle, thank you so much, and please keep us up to date. Thank you so much. Bly net waar jy is. Hierna kyk ons bietjie na die beste sport van die week. Lekker julle, ek is Rian Benari en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Hey guys, it's Ayrton en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Hallo, ek is Corlia en jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Hallo julle, ek is Lisa Nel en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Hi, ek is JD Mars en jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Die net verkose hoofafrigter van die SA Gazelle onder 19 span, Reino Hendriks, het die week by Arnold kom kuier. Kom ons kyk saam. Reino, baie welkom ons, baie lekker om jou saam met ons te hê. Baie geluk, ek neem aan dis 'n groot oomblik, nie waar nie? Baie dankie Arnold. Ja nee, dit is 'n groot prestasie in my eie loopbaan. So ja nee, ek is baie geëerd om gekies te word. Die afgelope paar weke het ons so 'n paar hooftrekke gesien oor Bokkie Week en dis verbasend baie van die mense op voetsoolvlak was eintlik nie eers bewus van Bokkie Week nie, maar na 35 jaar is hy al so lank gesetel. Hoe voel julle oor die reaksie wat julle in die afgelope paar weke gekry het? Kyk, ons het uitgewerk as meer as 3500 kinders wat deelneem op een plek. Dis 0.04% van die volk in Suid-Afrika. So nie baie mense weet nie, maar wat lekker is as jy daar kom en jy sien dat daar so baie kinders is wat geleenthede soek, dan maak dit vir jou dit sê, luister, dis die moeite werd.
En dit beteken seker ook aan die ander kant van daardie muntstuk, daar is nie genoeg geleenthede waar hulle deelneem nie. Kyk, die probleem is ongelukkig vandag is daar net soveel geleenthede vir kinders in skool om provinsiaal te speel. Ja. En hierdie saam met die ander instansies wat ook geleenthede skep, is hierdie maar net 'n deel om te sê luister, ons sien jou raak. Kom neem deel. Dit is bietjie net lekkerder om vir 'n kind om bietjie op 'n hoër vlak, 'n skoolvlak, rugby en netbal en hokkie en cricket en daai goeie deel te neem. So. Jy sê vir my so 'n belangrike ding, dis die erkenning. Ons sien jou, ons erken jou talent, nie waar nie? Ja, nee, 100% reg. Ja, die kinders wil graag 'n geleentheid hê. Dit gaan daaroor. Hulle soek geleenthede. Ja. Hoekom is Bokkieweek so belangrik? Dit is die kind wat dink hy's as mense sien hoe baie hard kinders werk op skool en as hulle agterkom dat Bokkieweek daar is vir die kind om 'n geleentheid te gee vir hom, dan sal hulle eerder so toe gaan in daai instansie om te sê luister, my kind word raak gesien daar vir wie hy is en hy kan homself ook uitleef daar. Ek meen as jy die Bokkieweek bywoon met die mense rondom jou, dis baie fantasties vir 'n kind om daar betrokke te raak en ja, hulle geniet dit. Elke liewe oomblik, dis 5 dae vol sport en daar's gees en dis regtig lekker. Ja. Ek dink een van die prinsipe wat mens altyd na wil kyk as jy na sport kyk, is jy wil kyk na meriete. Wie's die beste in die beste posisie? En dis natuurlik nog 'n ding wat hier erken word. Yes, 100% reg. Ja, kyk kinders kom daar aan en dit word nie vir 'n skool georiënteerd gekies nie. So jy kom in jou streek en jy het proewe. Ons het 2-3 keer het ons proewe gehad om ons finale spanne te kies met al die sporte en dan kom jy daar aan en dan is dit 'n kompetisie. Ek meen dit is die beste van die beste wat teen mekaar speel en wat mense ook nie verstaan nie, dis 4 dae se rugby direk na mekaar. Elke dag is daar 'n wedstryd. Dis die seuns se lywe is die seuns se lywe serie na dag 3. So ja, die manne het so 'n bietjie al geysbad oor die afgelope tyd so. Hulle weet hoe voel 'n ysbad. Vertel vir my van die talent wat jy sien. Ek sou aanneem dit loop by ons ore uit, nie waar nie? Ja, die seuns, ek weet as ek nou 'n bietjie van my eie span mag praat wat ek afgerig het, daar seuns wat in 'n nasionale span gekies was en toe hulle hoe kan ek sê uitgelaat deur maar obviously hulle nog steeds proewe span en toe is hulle by die laaste ronde uitgelaat. So hulle sou deel gewees het van die Kruimeweek span en toe is hulle uitgelaat en toe gelukkig by ons. So sê ons okay, maar ons het 'n plek. Kom speel by ons. Daar's nie 'n probleem nie en dit is vir my lekker om te sien dat die seuns wat daar speel is ook 'n seun wat van 'n groot hoërskool afkom. Daar is ook kleiner hoërskole, maar daai kleiner seuns van die kleiner hoërskole meet homself teen daai seun, want hy weet okay, ek moet my man staan hierso want anders dan gaan ek swak lyk, ja. Geef my die ouderdomsgroepe van hoe jonk af? Onder 13 en tot by onder 19. Ja. En is daar so onder 13 en dan volgende groep 14 oor al die pad op. Goed, 16 en 19. Ja, as hy. Hoe dit oorspronklik ontstaan? Dis nogal 'n interessante vraag. Ek weet jy was hier daar nie? Ja, wat sê ons? Hulle wou net graag hulle eie vir die kinders 'n geleentheid skep daai tyd. Hulle noem dit 'n kulturele ding want hulle voel die geleenthede vir kinders word al hoe minder en minder omdat daar net ongelukkig in 'n rugbyspan word daar net 23 gekies. Ja. So jy kan nie sê okay, daar's net 23 spelers in Suid-Afrika wat goed genoeg is vir daai nie. So ander instansies probeer nou ook geleenthede skep sodat 'n kind ook daar kan bietjie streekspan speel. So hulle het dit geskep om geleenthede vir die kinders te gee en te sê luister, kom ons doen ons eie ding vir ons eie tipe kind, vir die Afrikaner kind. En dit is waar dit gekom van 35 jaar later nou, laat dit nog steeds so sterk staan. Ek wil baie graag by jou hoor, het jy keerders wat jou help kies het of is jy die enigste keerder? Hoe werk dit? Wat hulle doen is met elke wedstryd is daar keerders wat aan tafel sit en hulle hou die game dop en obviously dan merk hulle nou af hierdie oudjies is wat vir hulle uitstaan en so aan en dan na die tyd dan bespreek hulle dit nou en self ook hulle sê hierdie seuns het uitgestaan, ons hou hulle dop en so aan en dan. En is jy aan die einde betrokke by daai as 'n afrigter? Ja, ek is op die laaste dag, okay, omdat ek nou finaal gespeel het ons nou die laaste dag het hulle gesê luister, okay, dis die afrigters en dit is die groep wat hulle gekies het, dan bespreek ons nou die res van dit verder vorentoe. So jy het nie die seuns vir baie lank gehad om hulle te kon afrig nie. Nee, want die Bokkieweek by my val driehoekspan wat ek afgerig het ons van my maand af het ons proewe gehad en ons het geoefen so elke een keer 'n week want hulle het nog skoolrappie ook. So jy kan ook nie te veel interfereer nie. Ja. So die groep seuns het ons gekies en ons het so elke week het ons geoefen selfs met al die ander streke het ons gehad en dan op die einde dag is dit die ou wat die minste foute maak wat nou obviously die beste kan doen op die toernooi. Maar ja, maar hierdie streekspan wat nou gekies is met die Bokkieweek het ons ook nie veel tyd hê want die naweek speel ons al reeds ons eerste wedstryd. So ek wil 'n afrigter moet vir my verduidelik hoe moeilik is dit om so 'n span te kry soos dis 'n barbarian situasie nie waar nie. Jy kry hulle vir 'n week of 2 en dan sit speeltyd. Ja, dis speel. Kyk, dis moeilik in die sin van jy kan nie
te veel goeie wys nie. So jy kyk na jou sterkpunte, jy kyk na die basiese goed wat jy reg kan doen sodat hulle daar in daai scenario kan kom en hulle kan hulle self uitleef. So ons het 'n set piece, as ek dit in Engels mag skryf, 'n set piece wat ons kan opsit en sê as ek luister doen dit en dan daarna is dit open play. Speel wat jy sien. Dan speel jy wat jy sien, jy speel wat voor jou is en alles en dan kom die talent eintlik daardeur. So ja. Is dit 'n filosofie wat jy op jou normale span ook toepas? Maar eie ook, ja. So ek glo daarin is die kind moet homself uitleef, maar hy moet homself nie in 'n situasie sit waar hy die dinge vir homself ongemaklik maak nie, want hy benadeel aan die span. Natuurlijk. Maar hy moet nog steeds so speel dat hy nog steeds kan die regte besluite maak vir die span. Ek sou baie graag jou indrukke wil hoor. Met die Springbokke wat Saterdag gespeel het, was daar 1 of 2 manne wat onder druk is. Nou draf jy op die veld, nou weet jy moet jou eie indruk maak, maar jy kan nie uit spanverband uit te veel individualisties speel nie. Ja. Hoe hanteer 'n afrigter dit? Nee, is maar ek en my afrigter self ook, ons het half die good cop bad cop gespeel. So my mede afrigter, ou Corney, fantastiese afrigter wat saam afrig het. Hy was nou die ou wat hard en direk met hulle gepraat het en dan ek was nou die een wat half so die motivering Ja. het hulle gesê, okay, luister, kom ons dink so daaraan, dink bietjie verder hoe jy speel. So as jy wat ons probeer regkry is dat die kind homself kan uitleef op die sport en dan dat hy nog steeds bevoordeel wees vir die span. Ongelukkige bal is ook nie rond nie. So ja, as jy iets probeer en die bal op die vir jou kant toe, dan weet jy, okay, ek het getraai, maar jy gaan ook nooit weet as jy nie probeer nie. Dis die ding. Laastens, hoe raak mense betrokke by Bokkieweek? Ja, daar's verskillende instansies, streke wat jy kan betrokke raak en daar's op die Facebook webblad is daar al die kontakbesonderhede, alles is daar op. So hulle kan met enige van hulle praat en dan hang af wat se streekie in bly. En dan kan jy daardeur hulle met die streke gesels en dan betrokke raak om proewe te speel as jy nou 'n kind is of as jy graag meer van die bestuur se kant nou betrokke wil raak, kan jy met hulle praat en as daar opening is, dan sal hulle sê, okay, dit is nog steeds professioneel. Stuur jou CV, ons het 'n onderhoud, kyk of jy gepas is vir die plek of vir die afrigter en dan word jy deel. Uitstekend. Reino, baie dankie vir jou tyd en wel gedaan. Baie trots op julle. Bly net waar jy is, ons is nou terug. Sushi het wêreldwyd 'n gunsteling geword, maar hoeveel weet ons regtig van wat nodig is om daardie perfekte rysrolletjie te maak? Ek het my moue opgerol saam met Jacques Germeshuis, stigter van Utsuri Sushi, terwyl hy my touwys gemaak het van die kuns van sushi. Jacques, a warm welcome to Goeiemôre, good morning. Good morning, Roxanne. Thank you so much for inviting me. So we are going to talk and cook and demo and stuff. So I just wanted to say, uit die staanspoor uit, die grootste faktor in sushi maak is skoon hande. So, ek en Jacques het reeds ons hande gewas. So as we do this demo, just know our hands are very clean. Yes. Jacques, how did you get into the art of sushi making and food? So I've always loved cooking, and I ate a lot of sushi, Roxanne. I mean, I ate it to the point where it made me bankrupt. So I decided, listen, how's about learn how to do it yourself? And then you don't have to buy it. So I did that. I trained under an authentically trained sushi chef, Miyamoto. So he's the only authentically trained one in South Africa. In Japan, you study for a minimum of 9 years. So that's hence why you see I say professional, not chef. I don't don the title of chef. Yes. I'm a professional. So yeah, I had a restaurant. In 2020, I opened my own restaurant. And hence, I didn't have to buy sushi anymore. Amazing. So we are actually going to get stuck into making sushi. It's my very first time. Awesome. So you'll have to take me through the steps kind of bit by bit and we'll chat in between. But what is the thing that people kind of are the most surprised by the first time they make sushi? Definitely the textures. Yeah. The sushi textures, the rice and the nori, and also the method in which you cut. It's not a traditional... We have this sort of tendency of wanting to
to saw things when we Yes. cook in the kitchen. Yeah. Sushi cutting is a very fluid movement. It's a very quick movement. So that's also something that people are not used to. Okay, so let's Okay, get started. awesome. What are we So- making today? So what we're going to do is we are going to make what we call uramaki. Ura meaning inside out maki, Okay. more commonly referred to as the California roll. All right. Okay, so remember maki? The nori's on the on outside. the outside. California, you've got your rice on the outside with your sesame seeds. So we're going to be making that. Okay. What you're going to need to get, you're going to need to get a nori sheet fast there, please, Roxanne. Okay. Okay. Here we go. Okay, awesome stuff. So if we look at the nori, we obviously can't be using this whole piece to make a roll. If we were to make it, it would be massive. We wouldn't be able to Right. fill them out. So what we're going to do is we're going to split the sheet in half. Okay. One piece for me One and piece, one piece for me. you. Okay. Great. Awesome. The most important thing with sushi as well is when you're rolling, you must always bring your board as far back to the table as possible. Okay. So, So like mine this needs is to come perfect. even- Awesome stuff. Okay. Look for 4 or 5 lines here, and we Oh, know we're on the wow. right sort of path. Okay. If you look at the sheet, Yeah. both sides, you've got a shiny side and you've got a rough side. Mm-hmm. We always apply the rice to the rough side. Okay. Okay. So what we're going to do, That's my rough side. we've got our little bowl in front of us, Roxanne, if you want to Yes. just see. There's a bit of water. Mm-hmm. Important thing is we need to dip our fingers because as the rice is going to stick to your hands. Okay. Okay. Then what we're going to Our do is clean hands. yes, our very very clean hands. And then what we're going to do is if you look at the sushi rice, you see it sticking together. Yes. And if my hands are not wet, it sticks. Yes. So we need to make sure that our hands are sufficiently wet. Lubricated. What we're going to do is we're going to take our rice. I always say to people, you want sort of like a little snowball. Okay. That is the correct amount of rice to use. Okay. Okay. Nothing sticking to my Okay. hands. so If like it a does little stick, you can snowball. just use a little bit more water. Okay. You see, I did take a little bit too little for this demonstration. Okay. But what we're going to do is we're just going to apply it onto our. If you see it's sticking, you can get a little bit more water. Like even myself, I can just grab a little bit more rice. Okay. Do you feel the texture of the rice? I do. Yeah. Okay. So it's a little bit soft on the outside Yeah. and hard on the inside. So that's your perfect sushi rice. I always say to people that visit me for the first time, sushi is 90% rice and 10% skill. So Right. when you enjoy your sushi today, don't thank me, thank the rice. Okay. Okay. Awesome. That's looking very good. Right. So what we want to do is we want to try and cover the The entire whole thing. Yes, 100%. My thing And is- don't apply too much pressure Okay. because then what's going to happen is your sushi is going to look like pap. And we, Okay. and we definitely don't want that. We want sushi, not pap. Yes. Wanted pap, we would go to Chisanyama and get Yes, pap. But exactly, today, exactly. we are doing sushi. Yes, awesome stuff. Okay. Okay, so now what you can just do is you can wet your fingers and you can just use the top section of your fingers just to put it down. What we can do is we can just do this. Yes. So, what do people enjoy about coming to a class with you and making the sushi? So- What are the reactions that you get? So I was, what most people enjoy the most is the hands-on experience, number one. And a lot of people are looking for events for their kids. Yeah. So I do a lot of sushi classes. My youngest class was a bunch of 3-year-olds. Oh, my word. And You it have wa- patience. I've got a lot of patience, yes. We need to do our next thing, and Yes. I'm actually just going to watch you make Awesome it. stuff. So what because we've we're got doing- 2 minutes left. Awesome stuff. We're applying our sushi sesame yes, seeds. yes. Okay. What we're going to do is we're going to take our sheet over. Okay. We're going to then put our avocado on. Oh, man, didn't fall off the sheet. No, I've done one nice, thing right. Nice. Okay, now I'll just watch I'm the just flow. gonna for practical purposes, due to there not being a lot of time, I'm just gonna make it a normal We'll see how the pros do it. avocado. Sorry, these avocados are a bit of a problem today. They don't want to break. So is this a veggie? So thing this would be maybe? like a veggie California. Okay, cool. Okay.
Oh, I see the way that you slice, yeah. Okay. Then what we're going to do, like a crab, we're going to bring it over. We're going to fold it in. We're going to roll it over. And we have our California roll. That's amazing. Yes. And that's it. Can you show me how to cut? That's what one thing I Definitely. do want to do. Okay, perfect stuff. Now I grab your little cloth quickly. Yes. Okay, like I said to you, it's a very fluid motion. Let's see So this what we're gonna motion do- just to end off our little sushi segment. I'm going to, in the meantime, get Okay. some soy sauce so I can Awesome at stuff. least taste it before we have to go. Stuff. Okay. Let me just roll it back. Sorry about that. Somewhere even without chopsticks. I'm Yeah, gonna grab just it with use your my fingers. hands. Grab it with your fingers. Little bit of ginger. So, Jacques, where can our peeps get in touch with you if they want to come for a You class? guys can contact us on our website. So our website is www.utsuri.co.za. Or you can alternatively, you can email me on utsurisushi@gmail.com. And cheers. Cheers, guys. Your corso. Ons kyk net hierna na ons gesprek met Zaan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld. So, bly net waar jy is. Daar is samewerkings wat onverwags voel, maar wanneer dit vrygestel word, voel dit asof dit nog altyd bestem was. Zaan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld was die week hier by ons en ons het die musiekvideo gekyk vir hulle splinternuwe duet Oor mekaar en meer daaroor gepraat. Daar is samewerkings wat heel onverwags voel, maar wanneer dit vrygestel word en 'n ou dit hoor, dan voel dit maar net of dit nog altyd bestem was. Dis die geval met Zaan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld en hulle is vandag hier by ons soos wat julle mos nou al reeds gesien het vroeër en ons het sopas na hulle musiekvideo gekyk vir die splinternuwe duet van hulle kant af Oor mekaar. Lekker, nou sit julle daar waar julle seker bietjie meer veilig en tuis voel, né? Zaan, Karlien? Ja, definitief. Ek baie bly ek is eraan. Dit wat julle doen is crazy. Hoorie, ek wil daarom net vir julle sê, nommer 1 baie geluk. Ek dink dit is nou 'n lekker duet. Dalk effe onverwags of het mense dit verwag? Hoe het hierdie samewerkingsooreenkoms begin tussen julle twee, Zaan? Sure. Karlien se broer is een van my beste chommies. En ons paai het lankal gekruis. Ek dink ek was soos 19 geweest. Toe gaan ek vir 'n braai. Hy het my genooi vir 'n braai en dis was by jou huis geweest. Ja. Of Bobby se. En toe druk hulle gitaar. Dit was op my verjaarsdag nog geweest. Druk hulle iemand daar was 'n koek geweest. Ek weet dit was nie vir my nie, maar hulle het dit uitgebring vir my. Dit was iemand se verjaarsdag. Dis iemand anders se verjaarsdag ook geweest. En toe druk Reino 'n gitaar in my hande, Albertie, en toe sing ek en ja, dit is waar hulle het my eintlik amper gelei in die musiekindustrie. In my eerste Beautiful. ontmoeting met 'n major label was saam met Bobby geweest. En ja, so dit is eintlik dit kom al jare. Dit kom al jare. Ons wou dit al vir jare doen. Dit is eintlik snaaks ek het nou eers weer besef maar jou nommer is nog steeds op my foon gesave as Zaan nuwe kunstenaar. Ja, Dit is so van jy hoe oud is, ek weet nie. ek voel net uit. It's crazy. Dis nou beautiful. So jy het die audisie geslaag, klink dit vir my by daardie partytjie. Wyn, rooi wyn. Dis Ons het altyd die voorreg om so 'n bietjie van sy musiek te hoor voordat dit nog uitkom want Reino my broer sal vir ons dit speel want hy's ook so verskriklik passievol oor Zaan. Reino het tog al goeie smaak in musiek en so stemme. Soos hy sal sê ook uit Afrikaans is groot kom kyk, sy praat van wat sy gunsteling en hy's hierdie groot rugby speler ou. Hy's soos 'n reus. Ja. En sy Corlia is sy gunsteling gewees. It's crazy. Swart koffie. Ja, hy het so waardering vir 'n stem en dis why hy vir Zaan so En hy ken elke woord. Hy ken my woorde beter as ek, bro. Ja, Jy weet as hy nie gehoor is, dan beter jy nou jou sokkies optrek. Ja, hy check. Hoorie, en die liedjie skryf toe nou op die einde van die dag, het julle saam geskryf. Karlien, het jy met die idee na hom toe gegaan of hoe het dit gebeur? Nee, dit is Zaan het eintlik geskryf en toe het ek verder aan die sang geskryf. Ja, van vers 2 het ek
gedoen? Ja, Karlien skryf baie vinnig. Ek dink daaroor. Ja. Wel party songs vat 5 minute, party songs vat 5 jaar. Mm. En hierdie een was amper, dit was soos partykeer vloei net uit jou uit en Karlien het amazing gedoen. So sy het dit so mooi ingekleer en dit net so mooi gegom, baie vinnig. Ek het soos 'n idee vir haar gestuur en toe soos 'n paar minute later hier het my terug gesê, "Hoe het jy dit reg gekry?" Het jy gewaag om te sê nee, jy stem nie saam of was dit maar net die hele tyd? Ja, dis beautiful. Dis Dis perfek. Daar is nie reg of verkeerde antwoord nie. So, maar ek sou dit nie beter kon skryf nie. Ek het eintlik net nie geweet wat om te skryf nie. En hoe lekker was dit toe nou om eventually saam met Zaan, nuwe kunstenaar, in die studio te sit en jy weet, ek meen obviously Karlien, jy weet ook nou al jare kom, hoe dit lekker was om te hoor hoe hierdie geblend het, hoe dit net gewerk het en laat jy toe seker maar op 'n ouene ook gedink het, wow, ons moes dit al lank al gedoen het dalk. Ja, wel ons het eintlik hierdie al baie lank in gedagte gehad. Dit het net regtig nou, ja, dit het nogal lank gevat voor ons tot op die plek gekom het waar dit actually uitkom. Maar ja, ons het al lank daar gepraat, so ek dink dit is 'n verrassing vir die mense daar buite, maar dit is nou nie 'n groot verrassing vir ons nie. Maar wat my wel verras het is hoe goed ons stemme saamwerk. Dit is regtig amazing daai. Ons moet altyd daai bietjie rasper. Ja. En die skryf, die manier van skryf ook pas ook baie mooi by mekaar aan. Hy hou baie van beeldspraak en metafore en simbolieke en soos jy maar sê jy kleur woorde in, jy kleur met prentjies in. Dit wat sê, ja. Beautiful, beautiful. Maar luister, ek moet daarom net sê, by uitstek is julle amazing kunstenaars se goeters, maar in persoonlike lewens se goed het Karlien al gewys dat sy bietjie blond is hier en daar. Ek gaan nou nie noem aan voorbeeld nie, Karlien, maar Zaan, jy het ook nogal 'n reputasie waarvan ek 'n stukkie video het wat ek graag vir ons kykers mag hier op TV wys. Ek wil graag. As 'n paar wil is daarby. Ek wil ook sien. Ek wil ook weet wat sy in hierdie loer gou hier nou. The OV, still the clumsiest muso in town. Consistency matters. I'm gonna make a jump for it. I'm gonna make a jump for it. Dis nou al deel van die set. Okay. Kom ons probeer weer. En dit was so 'n diep oomblik geweest. Ek was eintlik veronderstel om so 'n diep deel te vertel. Op plekke en dinge wat hulle voel. Maar dit gebeur. Dit gebeur elke keer, ek weet nie. Ek het hom daarom gesave. Die lekker ding daarvan is the show must go on en jy doen dit maar net soos wat dit gebeur. Maar hy is so clumsy. Ek so klam, ek sportief en clumsy, bro. Hierdie is meer fisies as nie meer fisies nie, maar dis soos rugby speel. Alles, my ore, jou keel, alles. Knieë, jou rug. Alles gaan deur. Karlien is daarom vaster op haar voete, so daar kan sy jou oortuig om, jy weet, 'n dansliedjie, as jy my roep of so iets 'n bietjie te verzaan. Maybe. Zeg eens niet een heavy rockliedje en dan doen ons. Ja, ik denk ook zo. Mij roep. Ik zou er zo omgaan. Ik ken niet dansen. Ik denk hij begint zo. Het is een flik aan hom. Jy sien, jy word nou 'n nuwe verwerking gemaak en allerlei. Ja. Maar op die einde van die dag is dit lekker om as kunstenaars ook net so 'n bietjie saam te werk. Ek dink dit moet ook bietjie meer gebeur en kan ook bietjie meer gebeur. Ek wil net persoonlik sê, ek meen, die vorige een wat my lekker surprise het was toe van Coke en Karen Zoide. Karen moes 'n ding gedoen het en hierdie is nou weer vir my een van daai van, wow. Ek meen dit is regtig nice en ek is seker hier kom 'n ding. Voel julle ook so? Ja, Pieter, ons voel. Hart, ja. Maar dis iets spesiaal. Ja, verseker. Ek dink sodra mense hulle stories daarmee kan heg en daar iets binne hulle beweeg, dan is dit die moeite werd. So as of dan nou 10 miljoen streams is of nie, of 10. Ja, is okay. Special. Vir julle was dit lekker en vir julle is dit special. Ja, presies. En ons sal nog wees. Dis al van ons kant vir die week. Ons sien julle weer maandagooggend.